ek weet letterlik nie van iemand in ons omgewing wat nie die wêreld se respek en bewondering vir sy talent en vir sy kreatiwiteit het nie. Uiteindelik, saam met my, voor die kamera, baie welkom Nathaniel. Goeiemôre, middag en aand. Ek weet nie wat met hierdie ding gaan gebeur nie, soos vir die hele dag. Okay, verstaan. Hoekom is dit so gesukkel vir my om jou te kry om met my te praat? Is dit privaatheid, professionalisme, perfek? Dit vat net 'n ongelooflike tyd om my medies reg te kry vir 'n onderhoud. Dit is, verstaan jy, alles wat jy sien is fake. So dit is so om 3 koeke te stek in die wind en te sê skiet dit. So dis nie ek nie. Ek moet dit Niks persoonlik verkeerd nie. Is opneem nie. ongelooflik moeilik vir my die huis uit te kom en dan nou te happen. Maar ek sien. Ja, nee, en baie dankie daarvoor. Die meeste feesgangers assosieer jou, jy moet nou nie kwaad word. Met geen feeste nie. Moet nou nie kwaad word, al klaar nie. Assosieer jou met jou lieflike stories, met jou humorsin, daai stories wat soveel deernis en menslikheid in het. Maar jy het eintlik 'n klassieke musiekagtergrond, né? Ja, ek dink die eerste mense in Suid-Afrika, want daar was 2 ander wat dit doen, maar hulle het toe al 20 jaar in die buiteland gewoon. Ek is opgelei, dis wat ek gaan studeer het as 'n opera komponis. Ek was ook 'n pianis om in die lewe te bly, maar ek het onder Rolof Temming studeer om moderne opera te skryf en die idee was om 'n loopbaan in eksperimentele opera in Duitsland te hê. En ek het gevorder tot op die grens, Ja. maar dit was tydens die kulturele boikot. Ek kon nie eers 'n glas wyn bestel nie, toe hoor ek is 'n Suid-Afrikaner nie. So, en toe het ek klavier gespeel. Ja. Maar toe het ek besef hoe lyk ek van die kant af en toe moes ek dit stop, daar was ekselklagtes. En toe moes ek iets doen wat vorentoe is en dit is nou maar die sirkus wat nou aan die gang is. Maar klassieke musiek is my wortels, dis wat ek groot geword het. Ek het klavier gespeel en orgel gespeel. Meer kerk gegaan as 'n predikant, want ek het elke middag in kerk, ek het kerk se sleutel gehad. So ek het elke middag Vir die nagmaalwyn. nie vir my orgel oefen. En op by troues So het ek ingekruip en net vir die bruidegom gevra, is jy seker? Maar ek het ure van my hele kindertyd totdat ek my bene ek was 'n dik kindjie. Tot ek my knie bymekaar kon kry. As jy orgel speel, oefen jy orgel met 'n boek, 'n gesangboek hier. Ja. Want jy met jou knieë te mekaar en ek was te dik. Toe het my ma die kos weggevat en toe my knieë die dag bymekaar kon ek orgelles neem. So van toe af was ek in die kerk en ek het klavier gespeel en toe later iemand het siek geword toe dit nog in Nico Milan was in 'n show. En ek het klavier gespeel, toe sê hulle kan jy Live on Mars sing. Dit was my eerste sang waar hulle moes ammunisie gebruik dat die gehoor nie die vertrek verlaat nie, maar ek het deur die sang gegaan en ek is daai week betaal. En van toe af het hulle vir my meer liedjies gegee en so dit gebeur. Okay, so Duitsland is nie nou meer ter sake nie. Nee. Okay. So dis nog altyd my roete. Ja. Die mense met wie jy jou omring op die verhoog. Ek bedoel, daar sekere mense met wie jy 'n verskriklike lang pad stap en jy gaan so lank as moontlik die pad met hulle stap. Ja. As hulle nie so Charles du Plessis byvoorbeeld wanneer hy nie in Switserland is nie. Of selfs so Jean Oosthuizen en ek onthou verlede jaar het Loukie Rothman en Leon Grob beide toe jy hulle vra om saam met jou te kom speel, het hulle beide alles net so gelos en gesê dis Nathaniel, ons is daar. Hoekom, wat moet mens doen? Moet mens 2 grade hê? Moet jy, hoeveel audisies moet jy gaan voordat jy op 'n Nathaniel produksie mag? Jy moet beter wees as ek. Daar's hy. Maar ek dink is die geheim van sukses, jy omring jou met mense beter as jy. Ek is met elke show die useless, die mees terrible een op die verhoog, die slegste een op die verhoog. Maar ek is die een wat die plan maak. Ek is dit wat dit bymekaar sit, maar ek omring my met die bestes wat ek kan kry. En dis hoekom my gunsteling tyd, ook nou met die mis, is my bek hang oop vir wat die mense om my doen. En nou werk ek saam met 'n koor wat sopas gewen het as die beste koor in die wêreld. Ja. So ek is nie eens veronderstel om te sing nie. Dit is so goed jy ry 'n hondjie raak en sê tydens die kooroefening. Dis net iets verskriklik as my stem bykom. Hulle het
so tydjie, ek is nou van die Waal af, mos kom nou weer Ja, terug. maar jy- Maar ek het so dis tydjie akoestika, terug né? getref, was ek by 'n uitvoering, toe het hulle die eerste beweging van die mis as 'n verrassing vir my gedoen Ja. sonder my. En ek het so gehuil oor hoe ongelooflik goed dit was sonder my. Dit was 'n skok en woede en hoe beautiful dit is. Ek hoor glad nie eers op die voor. Maar en ook daar's baie mense, ek het niks teen hulle sukses nie, regtig nie. Ek is nie 'n jaloerse mens nie. Maar daar's baie mense, veral in ligte musiek, wat geen kennis het oor hulle vakgebied nie. Verstaan, het geen opleiding nie. Hy het jogget wakker geword en toe die dwelms uitwerk, toe lê daar gitaar en nou soos maatjies, verstaan? En as alles baie meer suksesvol dikwels as ek, maar omdat ek opgelei is en omdat ek vassit nog steeds in die reëls van klassieke musiek, want ons sal is, dan sal die drumspeler sê, kan ek maak doef doef doef, dan in my kop sê dit, daar gaan nou 5 mate wees pleks van 4. My reëls laat dit, Vivaldi het gesê, nee. Ja. Nou wil die drama ekstra noot speel. My kop hak heeltemal, daai freedom bly nie in ons siele nie. Dis nou juist hoekom ek vir jou wil vra, want Mass for the Good Princess, het jy self gekomponeer en al die parte geskryf? Baie mense dink terloops 'n sjaal gewees, hoor, ek sê maar net. Maar jy het dit gedoen. Hoekom spesifiek 'n mis? Is dit oor die struktuur daarvan? Ja. Wat gebeur het met 'n mis? 'n Mis het ontstaan in die kerk, in die Katolieke kerk en Anglikaanse kerk, en dit was die vorm van 'n diens. Maar toe dit het later, alles het hulle gesing later, en toe het hulle begin om beroemde komponiste die kerk te vra, kan jy die mis skryf? Dan die mis is meer formeel, as sing 'n koor en 'n orkes dit en nie die gemeente nie, jy weet daar goed. En as gevolg van die komponiste wat sulke groot werke, sulke groot requiems en misse geskryf het, het dit op die verhoog beland. Wat dit as gevolg van musiek, jy weet in elk geval nie wat die woorde beteken nie, vir die general audience van is Latyns, ons het Engels bygesit, omdat ons het 'n mis as 'n opdrag, in die sin van ons mis is vir iets, 'n sekere mis is 'n diens, dan kry jy 'n mis wat vir vrede is, vir siele, vir genade, vir vergifnis, myne is vir die toekoms en die youth. Dan sit jy ekstra woorde by om dit op te dra. Dis soos 'n geloofsbelijdenis amper. So die mis het op die konsertverhoog beland uit die kerk uit. En misse het 'n aparte lewe begin lei. En dit is waar dit vir my, ek is mal daaroor, want jy hoef nie deur 'n hele opera te sit nie. Want jy moet sterf deur 'n hele opera vir die 3 arias wat jy graag wil hoor. Verstaan? As daar nou 5 soldate vir 20 minute, niemand wil dit hoor nie. Ons wag die sopraan 'n costume change toe. Dan kom sy terug. In 'n mis is dit soos 'n konsert. En in sekere omstandighede soos in ons, maak dit klaar. Een beweging, dan klap jy hande en jy ontspan. Jy's nie daai spanning van 'n klavierkonsert, jy sit nou vir 50 minute, jy mag nie hoes nie, jy mag nie so nie. Dis 'n groot storie. En obviously, die mis moet wêreldwyd gedoen word deur ander mense. Dit is nou met Aardklop my laaste uitvoering waar ek op die voor gaan saam met hulle of saam met die mis. Daarna kan ek doen dit met 'n jazz en 'n rock en 'n pop invloed by die klassieke dele. Die koor en die orgel is klassiek geskryf op 'n score. Ja. Nou kan jy daarmee maak wat jy wil. Ja. Ek is 'n popsanger, so dis wat ons doen. Maar jy kan in Mexico tradisionele musikante omsit en dit world music maak. En jy kan my vervang en die rockgitaar met 'n klassieke gitaar en jy kan die ding doen as 'n klassieke werk, akoesties, sonder elektronika. Elkeen kan met hom, soos my groewe het altyd gesê, jou musiek is 'n weeskind. Elkeen mag met hom maak wat hy wil. Ja. So, dis wat dis die pad wat hy kan loop. Want die mis gaan nou, hy maak nou klaar. Dan is dit. Maar ons het iets om na uit te sien, want jy het vinnig daarna verwys, maar daai serie gaan gereed wees Hy word vir die eerste keer daai dag op Aardklop is hy beskikbaar aan die human race, die mensdom. Ek gaan hom ook nie op die internet sit onmiddellik nie. Ek gaan hom fisies,
Want ek sit hom op 'n CD om 'n rede. Ek wil 'n boekie maak. Ons is besig met hom. Vogue lyk soos 'n pamflet in hierdie boekie. Hoe ons vir hom in daai kussie gaan kry, weet niemand nie. 10-1 gaan jy elke mens sy CD kry met 'n pony wat die boekie gaan dra. Maar ek wil elke sanger, nie die koor daar as spikkels nie, elke sanger se gesig en sy naam daarin hê. Ek wil van die 6 uitvoerings wat ons gehad het, ons het 6 keer dit gedoen, maar ook dit het 'n lang pad gekom al vandat ons die Sanctus 2 jaar terug die eerste keer 3 jaar terug by Afrikaans in styl gesing het. En intussen die Smitstraat suite gebeur terwyl ons halfpad was met die mis. Al daai kostuums gaan ook in die boekie wees. Al die lirieke gaan daar wees. Al die agtergrond gaan daar wees, want ek mis dit. Ek kan nie musiek wat daar uit 'n speaker uitkom wat dieselfde boosheid dra soos politiek, kom hier nou ietsie. Ek wil sien in die boekie Beyoncé het dit aangegaan toe sy dit gedoen het. Ek wil sien, mense moet sien wat se handborduursels is op haar kostuums. Dis alles baseer op pouse. Een kom uit die Ukrainian kerk uit in gedagtenis van waardeur hulle gaan. Een kom Afrikaans, een is histories, een het ek is geïnspireer deur een wat ek fisies in die Notre Dame se kelder gesien het voordat dit gebrand het. So alles is histories, maar moderne interpretasies. Dis kunswerke wat iemand gedoen het in proses van hierdie komposisie ooit 100 goed Ja, so daai is 'n klein dit is kunswerk hoekom op ek 'n sy eie. CD wil doen, is 'n volle, dis baie moeilik om met 'n opname dieselfde en dit was baie goed. 2 mense het nou al die mis gehoor, die opname, want ons het goed daarmee aangevang om dieselfde magtigheid te hê en hulle het albei gesê hulle is totaal oorweldig, soos wat hulle was Met die vertoning. met die vertoning, maar op 'n ander manier, want jy kan nie dit doen nie. Dit was vir my baie, en ook, iemand het vir my gesê, na die eerste uitvoering van die mis, die Here kan jou nou maar vat. Jy het gedoen, hoekom jy op die aarde is, Opus 1 is hier. Dis my goed wat ek gedoen het, waaroor ek regtig trots is. Ek is bly ek het dit gedoen, maar ek weet presies wat is fout daarmee, en wat moet gefiks word. Hierdie ding wil ek baie graag die wêreld insteek. En as mense wat dit baie beter is, ek gaan doen. En as mense wat dit baie anders gaan doen, as klaar 2 kore wat van dit gaan doen, op ander plekke, ek weet nie wat hulle daarmee gaan aanvang nie, en as iemand my bel en sê, is mooi, sal ek gaan luister, maar dit het toch nooit voorheen met my gebeur, dat ek 'n stuk musiek, As komponis die wêreld in. die is nie wat ek skryf net vir myself, want ek is nog lewendig, ek het dit nodig vir my show. Is dit? Verstaan jy? So, jy is op dun ys. Ek kry jou net terug. Ek kry jou net terug. Okay, goed. Wat wil jy nou iets lelik sê? Okay. Ons moet afsluit. So, net vinnig. Wat is dit, en hierdie is nou regtig my laaste vraag. Wat is dit met jou en KitKats? KitKat het my nou vir die eerste keer gekontak. Ek het 'n KitKat op my klavier af, 'n KitKat move my. En dis so ek is nou nie 'n hondjie nie, so ek kan nou nie my been lag oral waar ek gaan nie, maar ek los 'n KitKat. En ook by al die mis, die koor sal vir jou sê, in die orkes, as hulle opdaag, is daar op elke stoel 'n KitKat. As hulle opdaag vir 'n vertoning, is daar vir elke speel 'n boks KitKats. Dit is my ding. Dis my gunsteling smaak op die aarde. En uiteindelik na jare, hulle het nog nie die woord kontant genoem nie, het KitKat my gekontak, toe hulle sê, ek het KitKats op my klavier afgeneem. Of sê jy gaan 'n ambassadeur word? Nee, ek twyfel. Hulle het net gesê, mag hulle die foto gebruik? En het nog nie geantwoord nie. So, maar KitKat weet nou wie's ek weet wie's KitKat. En dit is 'n fantastiese woord, want dit het mos 'n betekenis in Japan. Dis hoekom hulle KitKat boutique sê, dis 'n wens. Ja. En hulle het baie geure. Jy maak 'n pakkie op vir iemand gaan 'n reis, jy gee hulle KitKats vir eksamen, jy gee hulle KitKats by 'n troue. So dis 'n positiewe ding. KitKat het dit net nie geweet nie, as Japan. Baie dankie. Dit is Nathaniel op pad na Aardklop toe. Waar hy die verhoog deel met meer mense as wat daar waarskynlik in die parlement is. Kan jy net 'n momentum dankie sê vir die geskenkies wat hulle net hierna aan my gaan oorhandig. En baie dankie aan Momentum en ja, ek weet nie presies wat so geskenkies Dis 'n oorhandig verrassing. nie. O, is dit 'n verrassing? Vir my ook.
Ek kry ek ook een. Ek weet niks. O, okay.